Goeiemôre gemeente en baie welkom hier by vanoggend se diens dan ook. Ons beweeg al nader na Paasnaweek toe, wat natuurlik 'n groot hoogtepunt nie net in ons gemeente nie, maar in die kerk van Jesus reg oor die wêreld se lewe ook is. En daarom gaan ons ook vanoggend, so wat ons nader aan die kruis beweeg, so wat ons as gemeente se manier ook is, blaas ons vanoggend nog 'n lydenskers dood. Simboliese wyse waarop ons al nader beweeg van lig na donker, wat natuurlik op die donkerste gaan wees, die dag wanneer ons Jesus se kruisdood dan ook gaan herdenk. Mag vanoggend vir elkeen van julle 'n baie spesiale ontmoetingsgeleentheid met die Here wees. Dis hoekom ons hier is vanoggend, né? Nie uit gewoonte uit nie uit gebruik uit nie. Ons is hier omdat die Here ons hierheen gebring het, omdat hy 'n ontmoeting met elkeen van ons wil hê. En my gebed is dat die Here vanoggend op 'n besondere wyse aan elkeen van julle sal opnuut weer kom openbaar, so wat hy in die week wat verby is aan my het, van wie hy is, en hoe groot hy is, en hoe wonderlik ons God as 'n Vader vir elkeen van ons sorg dan ook. Mag dit julle belewenis vanoggend wees. As jy nog nie het nie, gee ek gou so 'n vinnige geleentheid, ons is 'n bietjie minder, maar het tussen 'n paar mense ingekom. As jy nog nie het nie, groet gou iemand voor jou, langs jou en agter jou, en hoor gou by hulle, hoe was hulle dag, hoe voel hulle vanoggend, en sê vir hulle welkom vanoggend hier by ons geloofsfamilie dan ook. Ek wil net so vinnig 'n paar afkondigings onder ons aandag bring. In die eerste plek, dan sien ek ons het 2 groot verjaarsdae hierdie week. Ek sit nou dink aan die Marie verjaar. Die 10de April word aan die Marie 83 en dan oom Mel verkuil op die 12de April word 92. Oom Mel, ek dink nie oom Mel is oom Mel hier, so wys dit vir my as oom Mel hier is. As hy nie hier sien van sy geliefdes dalk, die koevertjie is hier, so stuur asseblief ons liefde en groete vir hom ook. Maar oom Johan en haar stuur asseblief ons liefde vir tannie Marie en sê ons natuurlik na hierdie uitsending luister bietjie later, maar weet asseblief op hierdie baie spesiale verjaarsdag, 83 jaar oud vir tannie Marie en oom Mel word 92 hierdie jaar. Mag dit baie spesiale verjaarsdag vir elkeen van julle saam met julle geliefdes dan ook wees. Liewe gemeentevriende, ek gaan ook nie al die familienuus vir ons lees nie, dis hoekom ons dit vir julle uitstuur. Lees dit, neem kennis van al die datums. Ek wil net so vinnig bietjie gesels oor waaroor ons gereed kan maak met Paasnaweek. Ek het daar reeds vir ons gesê dat ons tema vir Paasnaweek het nie verander nie, hy het net so 'n bietjie geskuif. En ons gaan op Goeie Vrydag gesels oor Jesus as die leeu en die lam, waar ons die Sondag oor Jesus as die leeu sou gesels. So die Vrydag is Jesus die lam en die leeu, maar dan Sondag gaan ons bietjie gesels oor die hele gedagte van God wat vir ons 'n tafel dek voor ons teestanders. God wat vir ons 'n feestafel voorberei. En ons gaan bietjie met daardie beeld werk met Jesus se opstanding op Paassondag. Paassondag is natuurlik ons Paassangdiens. Ons is al lekker aan die oefen vir daardie geleentheid en dit gaan 'n mooi geleentheid wees, maar julle kan ook gereed maak dat op Paasdiens gaan hier 'n groot feesmaal gereed wees. En julle sal onthou verlede jaar het ons julle as gemeente genooi, spesifiek die dames, om blomme te bring na die oop graf toe. Hierdie keer vra ons nie vir julle om blomme te bring nie. Hierdie keer gaan ons vir julle vra om elke een ietsie na die feestafel toe te bring. Klein vingerhappies of jy nou wil broodjies of rolletjies of hoe dit ook al sy. Jy moet nou asseblief nou nie verskriklik fancy wees nie. Jy moet nou nie vir ons bakke op die tafel kom sit nie, want julle kan nou dink ons gaan nou nie hier 'n tafel kan voorberei vir 400 casserole bakke kos nie. Alhoewel ons dispatcher hou van eet, daardie ene gaan so 'n bietjie meer van 'n matige ete wees. So bring asseblief vir ons ietsie wat jy na die feestafel toe kan bring. En dan gaan ons, soos wat ons uit die diens uitbeweeg na buite toe, gaan daar 'n uitnodiging wees waar elkeen van ons by die feestafel wat God vir ons gedek het verby kan kom. Ietsie kan vat om te eet en nou buite by die deure saam met iemand kan staan en net hierdie happie kan geniet en so Jesus se opstanding saam kan vier. Die tafel gaan natuurlik ander betekenis ook hê, maar daarvoor gaan julle na die Paassangdiens toe moet kom om te weet wat die betekenis van daardie tafel dan ook is. Bid saam met ons solank vir die Paasnaweek se dienste en mag die Here daardie naweek ook ryklik seën en baie mense se lewens en harte dan ook aanraak. Die res is in die familienuus, lees dit asseblief. As daar name is waarvoor ons moet bid, bid saam met ons vir hulle asseblief en mag hierdie tyd waarin ons as gemeente inbeweeg 'n wonderlike geseënde tyd. Nie net in ons gemeente nie, maar ook in die gemeentes in die dorp, in ons land en reg oor die wêreld se lewe dan ook wees.
Ek wil vir ons 'n paar oomblikke gee, net om stil te raak en ons gedagtes in te stel, op die ontmoeting wat die Here vanoggend met elke een van ons wil hê. En so wat ek baie keer sê ook, hierdie is nou 'n geleentheid waar jy so 'n bietjie kan vergeet van die kuiermense wat net nou kom, of van die skaapbout wat in die oond is, hy sal nie brand nie, wees daarvan verseker, of enigiets anders wat jou aandag kan aflei, die besige program wat kom, wat dit ook al is. Kom ons maak ons gedagtes nou stil, en ons fokus op die rede waarom ons vanoggend hier is. Ons Vader, wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, vriende, kinders van die Here, ek groet elkeen van julle vanoggend in die naam van die almagtige God en Hemelse Vader, en in die naam van sy Seun, ons Here Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees, ons helper en ons trooster. Die drie-enige God wat elkeen van julle op die naam ken, wat beloof om sy liefde en sy genade en sy vrede vir elkeen van julle te gee. Amen. Kom ons staan en antwoord op die Here wat ons groet en vir ons sy seën beloof, deur die Here se naam te loof en te prys, deur hierdie twee lofliedere staande saam te sing. Oh
Vriende, ons tema vir vanoggend se diens is deur God gemaak en deur God gedra. En ons kan ons Bybels oopmaak by 'n gedeelte waarna ek in een van die oordenkings in die week ook reeds na verwys het, en dis Jesaja hoofstuk 46. Jesaja hoofstuk 46. En ons gaan daar saam lees van vers 3 tot by vers 9. Nou vir die doeleindes van vanoggend se diens gaan ek vir ons lees uit die 2020 vertaling uit, wat so lekker letterlike vertaling uit die Hebreëus uit is. Die teksgedeelte gaan daar op die skerm wees vir julle om te volg, of jy kan in jou eie Bybels dan ook volg, sodat jy kan sien hoe baie van die woorde so hier en daar so 'n bietjie verskil. Maar so wat ons vanoggend lees, is soos wat dit so naas moontlik in die Hebreëus dan ook gelees word. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid dan ook net en vra ons die Here se seën oor vanoggend se diens. Here, ons wil vir U baie dankie sê vir die voorreg om Bybels te kan hê wat ons kan lees. Here, U woord wat ons kan oopmaak, en in die woorde wat ons lees, hoor ons U stem en hoor ons hoe U met ons praat. Here, wat 'n voorreg is dit nie om te weet dat ons dien 'n God wat sy hartsbegeerte dit is dat ons U sal ken. En Here, daarom openbaar U Uself aan ons. Here, U gee vir ons geleentheid om U te ken. U help ons om U te sien, om U te hoor, om U te beleef. Here, as ons hierdie woorde lees en die woorde van vandag se boodskap hoor, Here, is dit my gebed dat U deur die Heilige Gees ons harte sal oopmaak, sodat ons hierdie woorde sal hoor, en sodat ons U beter kan leer ken, sodat ons kan lewe tot U eer. Ja, hier is ons Here. Kom praat met ons, wat ons luister. Amen. Nou, liewe gemeentevriende, baie keer voordat 'n mens 'n aktiwiteit doen, of 'n video kyk, of 'n TV-program kyk, dan is daar deesdae mos 'n woordjie wat hulle voor die tyd vir ons op die skerm wys, daar staan daar disclaimer, iets wat jy voor die tyd moet weet oor dit wat jy gaan hoor en dit wat jy gaan beleef. En so is daar vir vanoggend se diens ook dan 'n disclaimer voor die tyd. En ek het so duidelik in die week wat verby is beleef, hoe die Here met my as Jaco persoonlik 'n pad gestap het hierdie week, en 'n paar dinge aan my geopenbaar het, wat ek ook nodig gehad het, om opnuut weer aan herinner te word. En het ek so beleef hoe die Here deur hierdie spesifieke gedeelte, eintlik nou vir die afgelope 2 weke, met my aan die werk is. En mens weet ons partytjie wanneer jy iets lees, en hierdie gedeelte bly by jou, en dit, ek wil nie sê bly spook by jou nie, maar dit bly in jou gedagtes, dat jy moet fyn luister. Want die Here is besig om iets in jou te openbaar, en ek so duidelik beleef ook, dat die Here se wil is dat ons vanoggend hierdie woorde opnuut weer moet hoor in hierdie diens. Ek gaan in hierdie diens verwys en so 'n bietjie iets van my eie storie, en eintlik ons eie storie met julle deel. En dis altyd nog 'n bietjie van 'n risiko, wanneer 'n dominee dit in 'n preek doen, maar die gevaar is dat 'n mens dan dink, maar die boodskap van vandag gaan oor die stories wat ons gehoor, en daar wil ek aan die begin sê, dit moet glad nie die geval wees nie. Want die boodskap van vandag gaan nie oor die persone of die stories wat jy gaan hoor nie, maar oor hoe hierdie stories en hierdie gebeurtenisse en hierdie verhale vir my herinner het opnuut weer aan wie God is, en hopelik vir elkeen van julle ook vanoggend opnuut weer sal laat besef wie God is. Ek wil ook vir jou uitnooi om die stories wat jy gaan hoor, en hier en daar gaan jy 'n fotootjie of 2 ook sien, dat jy nie net op daardie foto's sal fokus, dis foto's wat vir my betekenis het, maar dat julle ook julle eie persone in hierdie verhale sal insit. Dat julle sal dink aan soortgelyke belewennisse wat jy al beleef het met jou geliefdes en jou gesin. Maar die boodskap van vanoggend gaan nie oor die stories van mense nie, maar oor wat ons van God daaruit geleer het, wat ek oor God daaruit geleer het die afgelope 2 weke, en wat ons vanoggend ook deur die woord van die Here daaruit gaan leer. Kom ons lees saam, Jesaja 46 van vers 3. Luister na my, huis van Jakob, die hele oorblyfsel van die huis van Israel. Julle wat gedra is vanaf die baarmoeder, wat opgetel is van die moederskoot af. Tot in julle ouderdom is ek daar. Tot in julle gryse ouderdom is ek die een wat julle dra.
Dit is ek wat dit gedoen het. Dit is ek wat optel. Dit is ek wat dra en verlos. Met wie wil julle my vergelyk? Aan wie my gelyk stel? Wie beskou julle as my gelyke, dat ons dieselfde is? Hulle wat goud uit 'n geldsak skud en silwer met 'n weegskaal afweeg. Hulle huur 'n goudsmid en maak 'n god daarvan. Hulle kniel voor hom. Hulle buig selfs in aanbidding. Hulle tel hom op hulle skouers. Hulle dra hom en plaas hom op sy plek en daar staan hy. Maar van die plek af kan hy nie beweeg nie. Selfs as iemand na hom om hulp roep, antwoord hy nie. Uit benoudheid kan hy iemand nie verlos nie. Onthou dit, sodat julle standvastig kan wees. Neem dit ter harte, oortreders. Onthou die dinge van vroeër, van lang gelede, want ek is God, en daar is geen ander nie. God, en daar is niemand soos ek nie. Ek is God, daar is niemand anderste nie. Niemand met wie julle my kan vergelyk nie. Liewe gemeente vriende, ek het al gehoor, die mense het gepraat van wanneer jy self die dag 'n pa word, verstaan jy soveel beter iets van God as 'n hemelse Vader. En ek is seker baie van die paas wat hier sit, en die maas wat sit, hulle sê daar, die oomblik wanneer jy ouer word, verstaan jy ewe skielik God se hart soveel beter, wat in jou liefde vir hierdie bonneltjie, ervaar jy ewe skielik soveel beter, hoe God se liefde as 'n hemelse Vader vir ons as mense is. Ek het die stories gehoor daarvan. En ek sien so wat ek praat, baie van die ouers wat hier so is knik en bevestig, ja, dit is inderdaad die geval so. Maar tot onlangs toe, op die rype ouderdom, ek is nou 42, so tot op die rype ouderdom van die jaar terug, kom as ek 41 jaar oud, was een van die grootste seer hoofstukke in my lewe, die feit dat ek nie die voorreg gehad het om 'n pa te wees nie. Ek onthou hoeveel keer ek vir die Here gebid het en vir die Here gevra het, Here, as dit U wil is, en Here, as die omstandighede reg is, Here, laat ek een wees, maar vir watter rede ook al, was dit nooit vir my beskore nie. Tot onlangs. En ek kan nou vanoggend vrymoedig daar praat, en ek het voor die tyd daar toestemming gevra om dit te doen dan ook, en julle as gemeente so deel van my storie en van ons storie, dat ek met vrymoedigheid vir julle kan sê, en so die Here dit geskied, dat omtrent bietjie langer as 'n jaar terug van nou af, toe die Here vir Lindy en Ben en Roo oor my pad gestuur. En ewe skielik word ek nie net weer mens nie, ewe skielik word ek nie net weer Jaco, soos wat my geliefdes my geken het van tevore nie, maar ewe skielik het ek ook die voorreg om 'n pa te wees. En iets hiervan te verstaan. En in die laaste 2 weke spesifiek, toe gaan 'n liggie by my aan, wat God so duidelik aan my geopenbaar. En daarom sien julle daar sien op die skerm, daar's 'n paar foto's van ouers wat nou in my persoonlike lewe 'n groot rol gespeel het. En toe leer ek soveel oor God, uit my eie voorreg om 'n ouer te wees, maar ook uit die voorbeeld wat ek by Lindy beleef het, uit my eie ouers uitbeleef het. In die eerste plek sê ek altyd, en as ek en Lindy so gesels, dan sê ek vir haar, ek weet tegnies, as ons kyk geneties, biologies, is dit nie my kinders nie. Maar hulle is. Want ons praat baie keer daaroor, dis nie gene wat iemand 'n ouer maak nie. Dis 'n keuse om lief te wees vir iemand, soos jou eie, wat jou 'n ouer maak. Daar's baie biologiese ouers daar buite, wat glad nie teenwoordig in hulle kinders se lewe is nie. Dis nie gene wat jou 'n ouer maak nie. Dis 'n keuse. En dis om lief te wees vir jou kinders. En daarom kan ek met vrymoedigheid voor julle as gemeente vandag staan, het ons baie keer in gesprek al gesê, en ek al hoeveel keer vir Lindy hulle ook gesê, en so ons baie keer vir Benna en Carousels in die aande bid ook, dat julle is oom Jaco se manne. Dis my kinders. Is lief vir hulle soos my eie. En toe tref dit my. Staan dit nie in die woord van die Here ook nie? Waar die Here vir ons in sy woord sê, dat aan julle word die reg gegee om kinders van God genoem te word. Julle is dit nie uit julle eie uit nie. Julle is dit nie van geboorte af nie. Aan julle is die voorreg gegee uit genade alleen, omdat God gekies het om ons sy kinders te maak.
En weet julle wat vriende, dit is waar die liggie vir die Jode nog nooit aangegaan het, van die Ou Testamentiese tyd tot vandag toe nog steeds nie, veral in die Ou Testamentiese tyd, en in die Nuwe Testamentiese tyd, toe Jesus op die toneel verskyn het Israel geglo, dat op grond van hulle geboortereg, is hulle God se spesiale kinders. Hulle is God se kinders. Niemand anderste is God se kinders nie. Hulle is dit van geboorte af. As 'n mens kyk na hulle bloedlyn van Abraham, Isak en Jakob af, op grond van genetika, op grond van hulle afkoms, op grond van hulle geboortereg, is hulle kinders van die Here. En daarom kon hulle nie verstaan toe Jesus op die toneel verskyn en sê aan alle mense is die reg gegee om kinders van God genoem te kan word. Nie op grond van hulle geboortereg nie, maar op grond van 'n keuse wat God gemaak het. Op grond van die feit dat God kies om aan ons die voorreg te gee. God kies om in 'n verhouding met ons geplaas te word. God kies om ons lief te hê. Nie asof ons sy eie is nie. Dit is nie ek kies om jou lief te hê asof jy my eie is, maar ek weet jy is nie my eie nie. Ons is God se kinders. Omdat hy gekies het dat ons sy kinders is. En weet julle wat vriende, alhoewel geneties, daardie twee manne nie my eie is nie. Dat ek hulle lief soos my eie, en sal ek my lewe vir hulle gee, soos wat 'n pa veronderstel is om te doen. Ek sal hulle beskerm, sal veg vir hulle. En weet julle wat, dalk is dit so, ek het ook nie die versekering dat daar ooit 'n punt gaan kom, wanneer ek pa genoem gaan word nie, ek mag toch altyd oom Jaco wees, en is ook fyn, is ook wonderlik. Maar ergens langs die pad, en ons beleef het al reeds, in die lief wees, is ek dit vir hulle. Die keuse wat hulle gemaak het, hoe hulle my sien, die prentjie wat hulle sien, verander absoluut niks van my liefde vir hulle nie. En dis dieselfde wat God vir ons in die woord sê, ek kies om jou vader te wees. En dan elkeen van ons moet daar 'n punt kom wat ek kies of ek God se kind wil wees of nie, of ek God gaan aanroep as vader of nie. Maar my keuse verander niks aan wie God is nie. My keuse verander niks aan die feit dat God ons liefhet. En dat hy ons vader is. En dat hy ons altyd sal lief hê nie. Want dis wie goed is. Daar is ons baie mooi verhale in hierdie gemeente van ouers wat hulle kinders verskriklik lief het. En ek moet vir julle sê, daar is so 'n fotootjie, ek weet nie of hierdie ding, ek het nog nooit die liggie gebruik nie. Julle sal sien, daar is so 'n fotootjie daar op die punt van Lindy en die twee manne, wat vir my so iets uitbeeld. Ek het nou daai foto nie met haar toestem, sy sien nou vanoggend vir die eerste keer die foto's, ekskuus my Engel. Maar daai foto simboliseer vir my iets van die verhouding wat daar bestaan tussen Lindy se ma en daardie twee seuns. En daar is niks wat daai mamma nie vir haar kinders sal doen nie. Daar is nie 'n uiterste waartoe sy nie sal gaan om daardie twee manne te beskerm nie. Jy moenie 'n fout maak nie. Hulle dryf haar en vir ons partytjie teen die mure uit. Moenie 'n fout maak nie. Maar daai twee manne weet, wanneer daar moeilikheid kom, wanneer ek bang is in die aand, wanneer ek honger is, wanneer ek iets nodig het om aan te trek, wanneer ek vasgehou wil word, wanneer ek liefde en beskerming nodig het, dan is mamma daar. Mamma is altyd daar. En maak nie saak hoe stout ons is nie, maak nie saak hoeveel keer ons hulle teen die mure uitdryf nie, maak nie saak wat ons alles aangevang het nie, mamma is altyd daar. En vriende, toe tref het vir my, dat hoeveel keer gebeur dit nie ook in ons lewe, dat ons die leuns van die Satan glo, dat God ons Vader is, net so lank as wat ons gehoorsaam is, net so lank as wat ons kan bring, maar daar gaan 'n tyd kom, wanneer ons te ver afdwaal, of wanneer ons te veel droog maak, of wanneer ons iets doen, wat God gaan sê, nee, hierdie keer het jy te ver gegaan. Jy's niks meer van my nie, ek ken jou nie. Wanneer kom daai punt? Nooit. Nooit. En in die voorbeeld van 'n mamma teenoor haar kinders beleef ek elke dag iets van God se sorg en beskerming teenoor elke een van ons.
My eie ouers ken julle nou al baie goed, so ek gaan nou nie vir julle staaltjies vertel, julle het baie van die staaltjies beleef, soos wat ek groot geword het hier voor julle, en al daai dinge, maar iets wat ek wil uitlig vanoggend van my eie ouers, is vanweë omstandighede, nie buite my beheer nie, maar waarvan ek deel was, vir alle praktiese doeleindes, was ek vir amper 13 jaar lank vervreemd van my ouers. Wat ons mekaar bitter min gesien het. Partykeer het daar jare verbygegaan, wat ons mekaar dalk 1 keer 'n jaar gesien het, en nou was dit maar min. 13 jaar is 'n lang tyd, julle. Maar weet julle wat? Toe ek terugkom hiernatoe, en die dinge kom oor my pad, wat oor my pad gekom het, waarvan julle as 'n gemeente deel was. Wie was daar? Pa en ma. 13 jaar, wat ek afgesonder, en vir alle praktiese doeleindes nie meer deel van hulle storie was nie. Maar dit het niks verander aan die feit dat ek hulle seun is nie. En toe die popo die fan stryk, dis pa en ma daar. Net soos wat mamma Lindy altyd daar is vir die 2 manne. En net soos wat oom Jaco altyd daar sal wees vir die 2 manne. En vriende, toe tref het my die verhaal van die verlore seun. Vergeet ons partykeer dat terwyl die seun in die varkhok was, terwyl die seun sy geld verkwansel het, terwyl die seun besig was om te dobbel en met hoerery besig te wees en al die verkeerde keuses te maak, het sy pa nog steeds sy pa gebly. Sy pa het nie eers weer sy pa geword toe hy terughardloop na sy pa toe nie. Sy pa het by die huis gesit en gedink aan sy seun, gebid vir sy seun, gehoop dat sy seun sal terugkom, en toe sy seun terugkom, toe wag sy pa vir hom met oop arms. En vriende, toe ek in hierdie week dink aan hierdie verhale, aan my eie belewenis van die laaste jaar, maar wat ek die voorreg het om 'n pa te wees. Van dit wat ek gesien het in Lindy elke dag saam met die 2 seuns. En dit wat ek gedink het aan my eie ouers in die laaste 13 jaar. Toe kom die woorde by my op wat Jesus gesê het. As julle wat maar gewone mense is, dan weet om vir die mense vir wie julle lief is goeie te gee, hoeveel te meer nie ek nie. En toe tref het my, dat so mooi soos wat hierdie verhale is, gee God aan ons hierdie verhale, gee God aan ons aardse ouers, gee God aan ons voorbeelde reg rondom ons, sodat ons iets van hom daarin kan beleef, en kan weet dat hy is dit alles en nog soveel meer. As ek wat 'n swakkeling mens is, weet om alles te gee vir daai 2 seuns. As Lindy, wat 'n gewone mens is, weet om haar 2 manne op te pas en lief te hê met alles binne haar. As JB en die stel, wat ook maar gewone mense is, weet dat jy gooi nooit jou kind weg nie, jy bly lief vir jou kinders, jy sorg vir hulle, hoeveel te meer nie goed nie. En vir elke pappa en mamma wat vanoggend in hierdie diens sit, of vir elke persoon wat die voorreg het om lief te wees vir iemand, asof hulle jou eie is, of vir elke een wat net al iets beleef het van ouerskap, hoor vanoggend hierdie woorde. As ons as mense so lief het, hoeveel te meer nie goed nie. Hoeveel te meer nie goed nie. En vriende, dit verander baie. Want alhoewel ek 'n dominee is, sê ek baie keer vir mense, ek hou eintlik nie van die titel dominee, want dit plaas mense half so bietjie op 'n pedestal waarop ek nie hoort nie, waarop ek ook nie wil wees nie, want ek is 'n gewone mens, ek is Jaco, net soos elkeen van julle. En weet julle wat, alhoewel ek werk vir die Here, alhoewel ek elke dag op pad saam met die Here stap, sukkel ek ook met dinge, worstel ek ook met dinge. Vra ek ook soms, Here, is jy tevrede met my lewe? Vra ek ook soms, is daar ooit iets in my lewe wat sal maak dat die Here sal sê, maar nee, nou genoeg is nou genoeg. Ek kan nie meer nie. Hierdie keer het jy te ver gegaan. Is daar enige iets wat ooit kan maak dat die Here sal nie meer sal lief wees vir my nie? Is daar enige iets wat ooit sal maak dat ek uit die Here se hande uitgedruk sal word? En vriende, in hierdie gedeelte, oor en oor en oor hierdie laaste 2 weke, hoor ek hierdie belofte. Ek is jou God.
Ek het jou al gedra, ek het jou uit die moederskoot uit, sê Jesaja, ek het jou uit die baarmoeder uitgeneem en al gedra, en tot op jou grysheid sal ek nog steeds die Here wees, en sal ek jou dra. Waar die Here vandag kom, en die Here verseker vir my, en die Here verseker vir jou, en vir elke persoon wat vanoggend nodig het om dit te hoor, dat jy is myne, jy is my kind, want ek het so gekies, ek is jou vader, en daar is niks wat ooit sal kan maak, dat ek jou minder lief het nie. Daar is niks wat ooit sal maak, dat ek my rug op jou draai nie. En selfs al draai jy jou rug op my, selfs al het jy al vir 13 jaar van jou lewe van my vergeet, of nie meer in so noue verhouding met my gelewe nie, selfs al maak jy foute, selfs al maak jy droog, bly ek nog steeds jou vader, bly ek nog steeds lief vir jou, en is ek daar om jou te dra, van jy in jou baarmoeder was, in jou ma se baarmoeder was, tot eendag in jou grysheid, op jou ou dag, sal ek die een wees, wat jou dra. Liewe Glaskerk geloofsfamilie, met wie kan ons God vergelyk? Wie is soos hy? Waar kry ons nog iemand wat daai belofte vir my en jou kan maak? Ek wil vir julle nog 'n foto wys. 'n Foto wat sonder dat ek dit geweet het, 'n baie diep betekenis later vir my sou gee. Daardie foto is geneem, jy tyd hardop so vinnig, Wimpie, die verjaarsdag was verlede naweek, nê? Ja, daar by 'n lekker kinderpartytjie wat ons daar by Wimpie hulle gehad het, en toe moet ons gaan swem, en daar sien jy nou vir my, en nou Ben Dakie daar in die swembad, ons noem hom Ben Dakie. Nou Benna en Karux is lekker in die water, en Benna, daardie twee, julle sal sien, daar's twee choopies wat daar aan is, daar's die crocodile choopie, en daar's die life jacket wat aan is, ons praat van die life jacket. So twee dinge wat kan dryf in die water. Daar's nie 'n manier wat hy kan sink nie. En daar's 'n poolnoedel ook in die omtrek. En nog steeds nie wou in die water in, as oom Jaco nie daar is, om saam met hom in te gaan nie. Want die sekuriteit lê nie in die choopies nie, maar in wie saam met hom in die water is. En vriende, ek het aanvanklik niks gemaak van daardie foto nie, en toe in hierdie week wat kom, toe tref dit my so duidelik, hoeveel keer is ons as mense nie skuldig daaraan om ons vertroue te stel in ons eie choopies, in ons eie poolnoedels, in ons eie lewensbaadjies, en dat ons in die proses vergeet dat ons eie sekerheid, ons eie veiligheid, lê nie in ons eie maniere van sorg nie, maar in wie God is. Ons sekerheid word gevind nie in wat ons het nie. Ons sekerheid word nie gevind in ander mense nie. Ons lewensbootjies word nie gevind in enige aardse middel of persone nie, maar oor die een wat saam met ons in die water is, die een wat saam met ons hierdie pad stap, die een wat van ons geboorte af tot op ons grysheid by ons is, en dit is God. Hy is die een wat sorg, hy is die een wat dra, hy is die een wat beskerm. En Jesaja gebruik hier 'n beeld julle wat so kragtig is wanneer ons dit hoor. Hier's 'n kontras. God sê in hierdie gedeelte, ek is die een wat julle dra. Ek is die een wat jou uit die baarmoeder uit opgetel het en al gedra het. En wat maak julle? Julle bou vir julle afgode, wat julle op julle skouers moet dra. Hy sê vir Israel, julle maak vir julle beelde, wat julle op julle skouers moet dra van plek tot plek, en dan bly hulle waar julle hulle neersit. Hulle kan nie beweeg van daar af nie, hulle kan nie saam met julle kom nie, hulle kan julle nie hoor nie, hulle kan julle nie help nie. Hoekom? Hoekom sal julle in 'n swembad inspring met choopies wat julle self gemaak het, as ek die een is wat vir julle sê, maar ek is by julle. Ek sorg vir julle. Ek dra julle. Liewe gemeentevriende, my gebed is dat jy wat vanoggend in hierdie diens sit, soos ek, met jou vrae, met jou twyfel, met jou seer, met daardie ding wat so swaar op jou gedagtes weeg, met jou angste en jou vrese, of wat ook al, so wat jy vanoggend in hierdie diens is, swaar op jou hart of jou gedagtes weeg.
dat jy wat soos ek, keer op keer deur die Satan aangeval word, en jou gedagtes wil volmaak met sy leuns en misleiding, oor wie jy is, en oor wie God is. Dat jy vanoggend die woorde sal hoor, van jou God, en jou hemelse Vader, wat nie 'n aardse pappa is nie, wat nie 'n mens vol foute is nie, wat die almagtige God is, en hy kom vandag na jou toe, en hy sê vir jou, die volgende woorde, dit is ek. Dis ek wat julle gedra het, wat jou vanaf die baarmoeder opgetel het, vanaf die moederskoot af. Tot in julle ouderdom is ek daar. Tot in julle gryse ouderdom is ek die een wat julle dra. Dit is wat dit doen. Dit is ek wat optel, dit is ek wat dra, en dit is ek wat verlos. Mag jy, as kind van God, vanoggend opnuut weer 'n rustige hart kry, wanneer ek en jy weet, dat as ons as gewone mense weet om mekaar so lief te hê, hoeveel te meer nie God nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Hy sal jou nooit laat val nie. En niks of niemand sal jou ooit uit sy arms ruk nie. Dit beloof God vandag vir jou. Dit het God die laaste 2 weke vir my opnuut weer kom beloof. En mag jy vanoggend huis toe gaan met 'n hart gevul met dankbaarheid vir hierdie belofte wat ook gemaak is vir elkeen van ons in hierdie diens vanoggend. Ek wil vir ons geleentheid gee dat daar waar jy sit, jy so 'n bietjie in stilte sal wees en dit wat nou in jou hart is, dit wat nou met jou gedagtes gebeur, dit wat jy beleef het, dat jy nou met die Here sal deel. Ek gaan vir ons 'n paar oomblikke gee en daarna gaan ons vir ons begelei in die slotlied wat ons vandag gaan sing tot die eer van die Here. Kom ek gee so 'n paar oomblikke vir stil gebed. Ek gaan begin om so saggies in die agtergrond vir ons musiek te maak, maar hierdie is 'n geleentheid waar jy dit wat jy beleef die Here vanoggend vir jou kom sê het, nou na hom toe sal bring. Ja, Here, ons loof U en ons prys U naam. Want Here, waar is daar iemand soos U? Here, met wie kan ons U vergelyk? Here, U is die enigste God. En U is ons hemelse Vader. En Here, dankie vir die versekering vanoggend dat niks of niemand ons ooit van U liefde kan skei nie. Here, U kom sê vir ons dat U ons gemaak het en U sal ons dra. U het nog altyd en U sal ook altyd. Dankie daarvoor, Here.
U goedheid en U guns is deel van ons lewe elke dag. En daarvoor wil ons U loof en prys en vir U dankie sê, Here, met alles binne ons. Dankie, Here, dat ons veilig kan kom rus in U Vaderarms. Ek kan weet, Here, dat U sal vir ons sorg. U sal ons red, U sal ons verlos, U sal ons dra. Want Here, wat U beloof, doen U. En Here, ons glo dit met ons hele hart. Dankie, Here, dat U ons Vader is en dat U ons liefhet. Amen. Kom ons staan, liewe gemeente, en ons die Here se naam loof en prys die hierdie lied te sing wat al so groot deel van ons gemeente se lewe geword het. Kom ons sing as 'n bevestiging van vanoggend se boodskap en ons belydenis as 'n gemeenskap hierdie saam. Ek het U die genade van ontvang die seën van die Here en gaan lewe met sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Gaan lewe met die wete dat jy is deur God gemaak en jy is deur God gedra. Amen.
vir ewig is die heerlikheid. U troon staan onwankelbaar, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar. Vir ewig is die heerskappy, die troon staan onwankelbaar, ongeëvenaarde krag is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar.